Ons skrif vind ons opgeteken in die boek van Lukas 10. Ek wil sê van vers 29 tot 37 en ek dink ek sê altyd is welbekende skrifte, maar ek besef ook net omdat die skrif vir my welbekend is, beteken nie noodwendig is welbekend vir die volgende persoon nie. So kom ons hoor wat sê die Here en wat spreek die Here deur sy woord en laat ek geen onreg doen aan God se woord nie. Laat ek dit oordra soos ons glo God sou wou hê. Ons moet dit oordra. Ek dink ons vertroud met die skrif van die barmhartige Samaritaan. Ons lees vanaf vers 29. Maar die man wou homself regverdig en vra toe vir Jesus, en wie is my medemens? Kom pause vir 'n oomblik. Wie is my medemens? Baie keer dink ek ons vra, wat is my medemens? Hoe lyk my medemens? Wat is my verantwoordelikheid teenoor my medemens? Waar eindig my verantwoordelikheid teenoor my medemens? Voor ek verder gaan wil ek sê ons verantwoordelikheid teenoor ons medemens stretch way beyond the borders of this church. He is not only my brother in the sermon, he's also my brother when I meet him outside. En Jesus antwoord, 'n Joodse man was op reis van Jerusalem na Jerigo, toe hy deur rowers aangeval is. Hulle het sy klere uitgetrek, hom aangerand en half dood langs die pad laat lê, en toe is hulle voort. Toevallig kom daar 'n Joodse priester verby. Maar toe hy die man sien lê, het hy aan die ander kant verby hom gegaan. So het ook 'n Lewiet daar aangekom. Die man een kyk gegee en ook aan die ander kant verby gegaan. Toe het 'n Samaritaan verbygekom. En toe hy die man sien, het hy hom innig jammer gekry. Die Samaritaan se posisie is hy kniel, sê die Nuwe Lewende Vertaling. Langs hom, behandel sy wonde met medisyne en verbind dit. Toe het hy die man op sy donkie gehelp, hom na 'n herberg geneem en daar verder versorg. Ek dink ons kan sê tot sover u kan u sitplek aanneem. Sommige vertalings, sommige Afrikaanse vertalings sê, die Nuwe Lewende Vertaling sê, hulle het aan die ander kant verby gegaan. Sommige vertalings sê, hulle het ver verby gestap. Hierdie is Jesus se antwoord op 'n vraag wat 'n skrifgeleerde aan hom rig, om vas te stel, wie is my medemens? Wie is my naaste? Wie is veronderstel om my naaste te wees? Die ironie van my naaste, as jy die skrif lees, ons praat van naaste, maar tog praat dit van die verste. Dit sê ons naaste, maar die wie ons naaste moet wees, as menige keer diegene van wie af ons verkies om die verste te wees. Because I've served my purpose in church. Outside of church, hierdie broer en hierdie suster besigheid, ek meen ons laat dit daar, ons kan weer hy mantel, ons kan weer hy titel opneem, sodra ons voet oor die drempel van die kerk sit, en dan embrace ons mekaar, en dan is ons broer, en dan is ons weer suster. Die skrif sê eintlik aan ons, my naaste, as ek dit kan vereenvoudig, dit sê vir ons, my naaste moet die persoon wees aan wie ek die naaste wil kom in die tyd van nood. As ek my die boodskap 'n titel kon gegee het, sou ek gesê het, verbreek en verkort die afstand. Soveel keer wil ons help, maar die afstand laat ons nie toe. Die skrif praat van 2 persone, dit praat van 3 persone. Die eerste 2 persone het die geleentheid. Hulle is in 'n posisie om te kan help. Hulle verkies om nie te help nie.
Ek dink as ons vir die Joodse man sou gevra het, sou die Joodse man gesê het, gegeewe verhoudinge tussen ons en die Samaritane, sou ek nie deur die Samaritaan gehelp wees. Histories gaan dit terug en ons het verskille en ons kon dit nie oplos nie. Maar ek glo ook as ons vir hom 3 name gegee het, as ons vir hom gesê het, sou iets met u gebeur. Daar's 3 name. Daar's 'n priester, daar's 'n leviet en daar's 'n Samaritaan. Hoe dink u uit watter oord sal u hulp vandaan kom? So ek dink hy sou het gekategoriseer en hy sou gesê het, weet jy, ek glo die priester. Indien nie die priester nie, die leviet. En die derde ou moenie eers sy naam by my noem. My hoop is gevestig op my medebroer en my medesuster. In my tyd van nood is daar 'n verwagting. Ons beweeg iewers heen, moet my nie verloor hê van my nie. Met ander woorde, as medegelowiges, weet ons dat ons moet help. It's our responsibility to help. But we choose not to help. Ook wanneer ons die dag help of probeer om te help, kry ons dit verkeerd. Want ons help baie keer, wanneer die nood daar is, help ons van hier af. En die afstand tussen ons en die persoon wat in nood is te groot, maar hou dop wat maak die Samaritaanse man. Ons kry het verkeerd, want ons probeer. In other words, our inability to break the distance between myself and my fellow brother causes me not to execute my responsibility effectively. Die woord van God sê, die priester kom, hy stap ver verby, dieselfde gebeur met die leviet, in 'n tyd waar die vyand my medebroer en my medesuster beet gekry het. En hulle hoop op my gevestig is. Verkies ek om so 'n rugbyspeler te wees, om kringe rondom my mense te hardloop. In 'n tyd waar my teenwoordigheid desperaat benodig word. Daar kan verskillende redes is hoekom ons kies of verkies om nie te help. Because number 1, what do I gain from a dying person? What do I stand to gain? Should I help this person? By the way, he might be unconscious, or he might not even know that I'm helping him. Because sometimes we want to help, maar ek wil haar my broek Leo moet sien ek het hom gehelp. Man. Terwyl as hy unconscious is, baat dit my absoluut niks. Want die dag as hy sy voete gevind het, gaan ek niks baat vind uit, want hy het eers geweet, ek het hom gehelp. Ek glo as daai ou by sy positiewe was, en die priester en die leviet kon sien, maar hy sien my, glo ek hulle sou gehelp het. Because he can make reference to them. But what do I gain? What do I stand to gain from a dying man? Hy is klaar besig om te sterf. Wat sal ek nou sy sterwingsproses kom interrupt? Dalk is dit, soos ek vroeër gesê het, jy is eintlik maar net 'n broer van my. Jy by die kerk, apostel en profet, hou my dop, en ek weet ek moet op 'n sekere manier met u omgaan, maar ek kan nie nou sê as ek jou buitekant gaan sien. Die oë van die gemeente is nie op my nie. Soos ek vir Elder Malan daar ver sien, dan stap ek hierdie kant toe. Daar is die oë op my gerig. Baie keer is ons vinnig om te help as die oë op ons gerig is. Maar hier word aan ons getoon. Binne in die kerk word ons toegerus vir sou 'n situasie opduik. En dan kom ons daar buite en nou moet ons die prakties gaan doen. Because now I need to practice what I've been told. En menige keer soos die priester en die leviet skiet ons kort. Ek wil hê u moet na u neighbor kyk. En u moet vir u neighbor kan sê agter my asseblief, neighbor, you are my neighbor inside
as well as outside the church. Ek dink ons kry dit verkeerd by ons. Met ander woorde, neighbor, jy is my neighbor oral. Waar ons gaan. Die Samaritaanse man kom op die toneel en die Samaritaanse man identifiseer iets. Hy identifiseer vir my om nie net te help, maar om van effektiewe hulp te wees, moet ek onmiddellik die afstand breek tussen my en die slagoffer. Die Samaritaanse man kom op die toneel en hy kom op 'n esel as ons verder lees. Hy besef vir my om hierdie ou effektief te help wat hier onder op die grond lê, wat nie bewus is van my nie, moet ek eersins afklim van my hoë perd af. Baie keer moet ons afklim van die hoë perd af. Hy kom op die grond en hy besef maar ek is nog steeds te hoog. Hy besef ek moet nog steeds afsak. Hy gaan in 'n knielende posisie wat ons veronderstel was om te doen. Hy gaan in 'n knielende posisie en hy besef maar die afstand is nog steeds te groot. Ek moet hom raak om die afstand te breek. Hy klim van sy hoë perd af. Hy sak tot op 'n vlak waar hy die beserings akkuraat kan waarneem, wat slegs kan gedoen word as ons die afstand breek. Jy weet, baie keer wil ons broer, ons wil ons suster help, maar ons wil dit op 'n afstand doen. Hierdie ou besef, I need to break the distance first and foremost. En as die vraag gevra word, hoe na aan die slagoffer het u gekom? Dan kan ek sê, guess what? I touched him. In 'n tyd waar die priester en die leviet die afstand moes minder gemaak het hulle die teenoorgestelde gedoen. Hulle maak die afstand breër terwyl iemand besig is om te sterf. Ons gaan iewers hier nie meer as 'n revelation. Am I willing to elevate my brother higher than me, given the position that I found him in? Die Samaritaanse man doen iets baie magtig, baie kragtig. Hy kniel. Met ander woorde, I'm coming to close proximity. I don't stand to gain anything from a dying man. But I'm going to come down to your level. I'm not only going to come down to your level and leave you on the level where I found you. I'm going to elevate you above me. Because wat die Samaritaanse man maak is, hy lig die slagoffer op en hy sit hom op die donkie terwyl hy op die grond staan. The roles have now been reversed, yet I don't stand to gain anything from a dying man. Am I willing? Given where I found you, am I willing to break the distance? Am I willing to come down to your level? Get down and dirty with you. Knowing the following, very important. Wie ek sien as my naaste, mag my nie noodwendig sien as sy naaste. Maar dit tel nie vir my nie. I just want to be the best possible neighbor. Because die ou mag sy mind change op een of ander stadium. But I'm doing my responsibility. As ek vanaand bereid om my broer hoor as myself te please, even while he or she is busy dying, of is my te moeilik om van my hoë perd af te klim, to break the distance, and not only help, but help effectively. Die Samaritaan besef, ek kan op die toneel wees, maar ek gaan nie kan help, alvorens ek in 'n knielende posisie kom. Met ander woorde, my broer, my sister, I might not have much, but I'm willing to bow down to your level, and I'm willing to cover you in prayer. Vanaand is ek hier om te sê, allow me, ladies and gentlemen, to submit to you. The Jewish men
represents a brother or a sister in our midst. We've got the opportunity to help. We've got the opportunity to come to their aid. What do we decide? There's a brother, there's a sister amongst us tonight. They are dying spiritually. And we cannot help them because the distance. And I've not yet realized that I need to break the distance in order for me to help effectively. The brother and the sister which I'm referring to is, they might be backslidden. Hulle mag gevallig word. Met ander woorde, ek wou met hulle geassosieer gewees het, toe hulle die pad saam met my gestap het. Maar toe hulle afvallig word, toe onttrek ek my. En ons is die enigste hoop wat hulle vanaand het. Am I willing? I'm going to leave. I'm going to close with this. Am I willing to get off my high horse? Ek weet baie keer wanneer dit moeilik gaan met mense, as mense bewus van hulle omstandighede. They are well aware. They are well aware of their shortcomings. Hulle trek nie so mooi aan soos ons nie. Weet, hulle ryk nie so lekker soos ons nie. Hulle is morsig, wil ek amper sê, want sommige van ons kan vandag nog sê, ek het morsig na die Here toe. Maar gaan ek regtig waar die persoon wees wat iemand anders van die geleentheid ontgin, om ook morsig na die Here toe te kom? Hy ryk nie lekker nie. Hy lyk nie lekker nie. En terloops, hy weet nie eers van my nie. I want you to go home. I want you to give it some thought. Am I saying something that I'm not practicing? As ek die beste broer by die kerk, maar as ek daar buitekant is, dan ek wil eers die vliegkans gee om te land op my neus. Die Samaritaanse man, verhoudinge tussen die Samaritane en die Jode was nie van die beste gewees. Met ander woorde, die Samaritaanse man stel homself in gevaar by die ander Samaritane, want hulle kan dalk sien, kyk wat maak hy, en hy weet ons hou nie van daai mense nie. But because he saw the need. And when we come to church, we are being equipped for such situations. In closing, we come to church to be prepared for such situations. Apostel en profet sê altyd, ons moet by elke diens probeer wees. In defense van die priester en die leviet. Wat as die woord die dag uitgegaan het, oor hoe om te deal met a dying brother or a dying sister? Wat as hulle daai diens gemis het? En toe die situasie opduik daar buite, toe is hulle nie toegerus om te kon help. Of kerk boring is, of kerk nie boring is. Allow me to put it to you, ladies and gentlemen. There's always something that we need to learn. Miskien as hulle toegerus was, miskien as hulle nie gesê het, weet as ek Woensdag mis, dan kan ek Sondag weer terugkom nie. En in die Woensdagdiens was mense toegerus. Indien iemand doodgaan daar buitekant, voor jy enige iets doen, breek jy afstand onmiddellik. Nou kan jy beter waarneem, maar jy mag dalk nog 'n bietjie te hoog wees. Sak neer. Buig jou knieë. My broer, my suster, ek maak jou toe, want ek is naby jou. I know I don't stand to gain anything, but I see somebody in need. En menige keer kan ons help.
depending on who the person in need is, gaan eventually bepaal wat ons besluit. Miskien gaan mense sê, ja, Deacon Weldon, hy praat so baie, weet jy, ek wil nie vir hom help nie. Die ander ou praat dalk nie so baie en hy werk dalk nie so baie op my senuwee nie. So ek gaan vir hom help, maar daai ou is vol van homself. The task tonight, I have not helped if I haven't touched. Keers op die koek is, ek het gesak, ek het in die regte posisie gekom en een iets het oorgebly. Ek moet raak. As hy gevra word, hoe naby was hy? Kan ek sê ek het geraak aan hom. En die Here seën.